Môre vriende, is goed om julle te sien. Ek hoop ek kom nog baie meer mense, dis daarom vandag ons partytjie. Ons is dankbaar dat die gemeente vandag, hoe oud is dit nou, 58 is, nee? In 1968 het ons begin. Dit is wonderlik om vandag dit te kan vier. Goed, ons gaan begin saam sing by lied 196, al 3 verse, O kon ek jubel, Hemelvader, met 1000 monde tot U eer. Ons sing net lofliedere en liedere wat die Here se grootheid besing. Lied 201, al 3 verse, lof sing die Heer, buig voor hom neer. In
Ons kan altyd net aan die Here al die eer bring vir dit wat ons in die lewe het, dit wat ons kan beleef, ook dat ons as gemeente vandag ons verjaardag kan vier. Wel, ons vier dit vandag, maar dit was misschien wel in die week gewees. Kom ons sing dan by lied 191, Grote God, ons bring u eer. Dankie Neil. Vriende, dan op die hartseer note. Broer Frans Olofsen is verlede week oorlede en sy diens is hierdie Vrydag wat kom. Maar ons dink aan Tinkie en die familie met sy afsterwe, dit was baie skielik gewees. En dan dink ons ook aan Marinda O'Callaghan en hulle kinders na Katie se afsterwe. Sy afsterwe was iets wat 'n lang pad gekom het, hy het baie lyding gehad. En ons is dankbaar dat hy van sy lyding verlos is. En ons bid dat die Here vir hulle almal met die tyd vrede sal gee. Maar kom ons bid vir hierdie families. Here, u ken hierdie mense deur en deur. U ken vir Frans, u ken vir Katie, u ken hulle pad, u ken u liefde vir hulle. Dankie dat u hulle omvou in u liefde en vrede, en dat hulle by u dit nou in oormaat kan beleef. Ons bid die Here dat iets van daai vrede en daai troos ook sal oorstort na hulle families toe, hulle geliefdes wat agtergebly het. Dat hulle u troos diep sal beleef, dat u vir hulle baie naby sal wees. En ons dank u Here dat ons u kan vertrou dat u dit sal doen. Ons dank u dat hy die wêreld, hierdie aarde kon bewoon, dat ons paai met mekaar kon kruis,
En ons dank die Here dat hulle vir ons baie kon beteken en dat ons ook elkeen op 'n manier iets vir hulle kon beteken. Ons prys U naam. Amen. Vriende, ons gaan nou Vlamlied 87 sing. Maak my nou stil, Heer. Ons doen dit staande en dan bly ons staande tot na die loflied. Jy is myne. Toe jy nog in die baarmoeder was, het ek jou geroep. Kom ons sing as deel van die votum lied 171, Heilig, heilig is die Here. Geliefdes van hom wat sy lig oor ons laat skyn, genade vir julle en vrede. Ons loof nou die Here met lied 414 se 2 verse, juig verlostes, juig en sing. Halleluja, halleluja.
Julle sing regtig lekker. Dit is, tel 'n mens op as ons so lekker sing. My maatjies, wil julle vorentoe kom asseblief? So julle kan maar net hier voorkom sit asseblief hoor. Joh, jy is te pragtig man. Ja nee. OK. Ek is baie bly dat julle vandag hier kom sit. 4 bulle, nee 5 bulle, ek kan nie lekker tel nie, 5 bulle en 'n klein kalfie. Is lekker dat julle hier is. 'n Vers kalfie, né? Ek ken nie al daai landbouterme so goed nie, ek moet hulle mooi agter mekaar kry. Reg, ons gaan vandag in die gedeelte wat ons gaan lees uit 1 Samuel, gaan ons lees van Hanna, wat gebid het en toe die Here vir haar 'n seentjie gegee met die naam van Samuel, en hy het 'n baie belangrike rol gespeel in Israel. Maar ek wil praat oor die feit dat sy gebid het. Wat is dit om te bid? Wat beteken dit as ons sê ons bid? Ons praat met die Here, nee, dit is wat gebed is, ons praat met die Here. En het is belangrik om met die Here te praat, nee, as jy nou 'n maat het, en julle praat nooit met mekaar nie, ja, dan kan julle vriendskap ons nou nie eintlik groei nie, mens moet hoor wat gaan aan in mekaar se lewe, so ons moet met die Here praat, want ons het 'n verhouding met die Here, en die Here begin eers met ons te praat, nee, hy het vir ons lief, nog voordat ons weet ons bestaan, dan het die Here al vir ons lief. Maar nou is die vraag, as ons nou so bid, jy weet wat kan ons alles met die Here praat? Kan ons enigiets vir die Here sê? Ons kan enige iets vir die Here sê. Nee, net soos wat jy na jou pa en jou ma toe kan gaan, en vir hulle kan gaan vertel alles wat in jou hart aangaan, so is dit nog meer met die Here. Jy kan vir die Here self sê, ek is kwaad. Nee. So ons moet praat met die Here, ons moet ons hart vir die Here uitstort. Alles wat ons wil sê, moet ons sê. Want dan weet die Here ook dat ons weet, ons is afhanklik van die Here. Nee, ons kan niks doen sonder die Here nie. So ons moet dit vir die Here ook gaan sê, en dit is vir ons goed om te hoor as ons vir die Here sê, ons het U nodig. Want ons dink ons baie keer, ons kan self regkom. So wanneer ons onsself hoor vir die Here sê, ek het U nodig, dan besef ons ook, ons is baie afhanklik, ons kan nie sommer net leef nie, ons het die Here nodig in ons lewens. Maar nou kan ons vir die Here enige ding sê, ons kan vir die Here gaan sê, hoe goed die Here vir ons is, ons doen dit te min, né? Ons moet meer moeite doen om vir die Here te sê, hoe goed die Here vir ons is, want dit herinner ook vir ons, hoe goed die Here vir ons is. Ek vang my elke keer wanneer ons die tafelgebed doen voor ons eet. Nee? Dit is so maklik om dit net te sê en nie regtig te dink nie. Nee? So ons moet regtig dink wanneer ons praat met die Here, en dan sê ons vir die Here sulke goed, ons is dankbaar, ons kan vir die Here sê, ons is so bly om sy kinders te wees, ons is bly om te sien, iets het gebeur in iemand se lewe, hulle is vreeslik bly en ons is saam met hulle bly. Maar ons kan ook vir die Here gaan sê, wanneer ons iets nodig het. Nou ongelukkig, dit doen ons baie keer te veel. Nee, ons wil net vir die Here sê wat ons nodig het, en die Here moet net luister, en die Here moet net gee, en as dit nie vinnig kom nie, dan dink ons die Here luister nie. Maar die Here luister. Partykeer sê die Here vir jou, jy moet eers ietsie weggee, dat ek vir jou weer iets kan gee. My dogter het die gewoonte met haar 2 seuns, dat voordat hulle 'n nuwe speelding kan kry, moet hulle eers 'n ou speelding weggee. Nee. Gee, laat gaan. So baie keer
dan verander jy wat bid. Jy wat bid, begin anders te kyk na die lewe, jy begin anders te kyk na ander mense. En hulle begin later in jou oë die Here te sien. En dis hoekom ons bid, sodat dit iets aan ons kan doen, sodat ons beter instrumente van die Here in hierdie lewe kan wees. Maar nou praat ek heeltemal te lank. Kom ons bid saam. Dankie Here vir al u genade en u goedheid. Dankie dat ons kan leef. Dankie dat ons kan weet dat in alle omstandighede u by ons is, ook wanneer ons swaar kry. En ek bid Here dat elkeen van hierdie kinders voor my, wat u kinders is, vir wie u liefhet, dat hulle dit elke dag sal weet. En elke dag met u sal praat. Ek vra dit in die naam van Jesus, en ek vra dit ook vir myself. Amen. Nou goed, ek het dan vir julle lekkertjies gebring. Daar sê, kry vir julle. En dan kan julle eers weer teruggaan na julle banke toe. Dankie julle. Vriende, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Loof die Here, o my siel, en alles wat in my is. Loof sy heilige naam. So hoog as die hemel is bo die aarde, so groot is sy genade oor ons. So ver as die ooste van die weste is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Here, dankie dat ons kan getuig van u weldade, van u liefde, van u betrokkenheid in ons lewens. En ons kom vandag voor u en ons dank u vir ons eie bestaan, maar in die besonder kom sê ons vir u dankie vir die bestaan van hierdie gemeente, dat u die gemeente in die lewe geroep het, en dat u hierdie gemeente oor baie jare gebruik het as 'n instrument in u hand. En Here, daar was goeie tye en daar was slegte tye. Daar was tye van vreugde en daar was tye van groot hartseer. Daar was tye toe ons getrou gedoen het wat u vir ons sê, en daar was ander tye dat ons na die ander kant toe gegaan het. Here, daar was tye dat ons goeie besluite geneem het, en tye dat ons slegte besluite geneem het. Dit is alles deel van wie ons is. Maar dankie dat u die Here van hierdie gemeente is. Dat u vir ons ten spyte van foute altyd in die lewe hou en vir ons gebruik. En dat ons u liefde mag ervaar en mag verkondig. En ons kom voor u buig, Here, en bid dat u vir ons vorentoe help, dat ons meer getrou aan u sal wees, dat ons sal luister na u stem. U weet hoe ons hier onder mekaar vra, wat is u roeping vir ons? Waartoe moet ons vorentoe gaan? Hoe kan ons ons roeping herontdek? En ons kom bid dat u vir ons die weg wys, dat ons nederig in afhanklikheid voor u sal kyk na wat in die woord staan, sal kyk na wat rondom ons gebeur, en dat u vir ons sal wys wat dit is wat ons moet gaan doen, wie ons moet gaan wees. Here, u ken ons omgewing. U weet hoe lyk Kimberley. U weet wat gaan aan in Kimberley. U ken elke mens in Kimberley. En ons bid dat ons
deur die genade 'n impak mag hê op die mense van Kimberley. Here, baie dankie vir elkeen wat in hierdie gemeente is. Dankie vir ons bejaardes wat vir baie jare voorgeloop het en gedoen het wat U vir hulle gegee het om te doen. Dankie dat hulle die pad kon loop met volharding. En dankie dat ons kan leer van hulle, dat ons kan tap by hulle wysheid. Ons bid, Here, vir elkeen wat in hulle middeljare is, wat met baie dinge te kampe het, wat met stryd het by die werk, in die lewe. Ag, U weet hoe gaan dit met ons. Ek bid dat U vir hulle sal moed gee en hoop, en dat hulle vorentoe sal beer. Ons dink aan die jong mense in ons gemeente. En ons bid dat hulle hoop mag hê, dat hulle hoop mag groei. Nie as hulle rondom hulle kyk en sien wat gaan aan, wanhoopig geraak nie, maar dat hulle juis, omdat hulle oog op U gerig is, hoop sal ervaar, te midde van alles wat om ons gebeur. Ons bid, Here, vir ons kinders, dat hulle mag ontwikkel tot dit wat U wil hê hulle moet wees. Dat ons vreugde uit hulle sal kry, dat hulle vreugde sal bied in die lewe, oral waar hulle kom. Ons bid, Here, vir ons dorp, vir ons land, en vir die wêreld. Daar is soveel vasgeloopdheid. Maar ons kom na U toe daarmee, Here, en ons bid dat U, wat so lank pad met ons kom, dat U die pad sal volvoer, dat U die goeie werk wat U in ons begin het, sal klaarmaak tot op die dag dat Jesus weer kom. Here, wees ons genadig in die naam van Jesus. Amen. Goed, ons gaan saam lees by 1 Samuel 1. Nou wil ek net eers sê, ons teksgedeelte speel af in 'n verskriklike tyd in Israel. Daar was hier en daar sulke mooi opflikkeringkies gewees, maar oor die algemeen was die rigtertydperk 'n verskriklike tyd om in te leef. Goed, daar was moord, selfs kindermoord. Daar was verkrachting, verminking, ontvoering. Nou word 10.000 mense doodgemaak en daar word die hele stad uitgewis. Dit was 'n verskriklike tyd. Ek het al vir julle gesê, ek dink persoonlik, daar moet 'n ouderdomsbeperking van so 16 op rigters geplaas word. Jy kan nie jou kind blootstel, sommer net so, aan rigters, sonder ouerbegeleiding nie. Dit is 'n rowwe tyd wat daar beskryf word. Ons lees aan die einde van die boek Rigters, dat daar in daai tyd nie 'n koning in die land was nie, en elkeen het gedoen wat reg was in sy of haar eie oë. Dit is hoe die boek eindig, op daai verskriklike noot. Nou, baie soos vandag, né? Maar te midde van al daai bloed en modder en trane, lees jy ook van mense soos Hanna en Elkana en Eli en toe Samuel en natuurlik deurgaans die Here. Daarmee lê ek nou in 1 Samuel 1. Daar was 'n man uit Ramatayim, 'n Sofiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana uit Efrata. Hy het 2 vrouens gehad. Die een se naam was Hanna en die ander se Penina. Penina het kinders gehad, maar Hanna nie. Vers 7. So het dit jaar vir jaar gegaan. Elke keer as Hanna aan die huis van die Here gaan offer het Penina haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. Op 'n keer na die offermaaltyd in Silo, het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli op sy stoel langs die deurkusyn van die tempel van die Here gesit het. Sy was bitter hartseer
En terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog op my ellende wou let, en aan my U dienares wou dink, en my nie vergeet nie. Dit is belangrike woorde, en dis mooi woorde, né? Op my let, aan my dink, my nie vergeet nie. En aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee, en as teken daarvan sal sy hare nie afgesny word nie. Sy het lank tot die Here gebid, en Eli het stip na haar mond bly kyk. Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie, en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lank wil jy dronk bly? Loop word eers nugter. Maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep te neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie, ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet tog nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. En sy het gesê, mag dit vir my wees soos U sê. Sy het toe geloop en gaan eet, en sy was nie meer bedruk nie. Die volgende môre het Elkana hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Nadat hulle tuis gekom het in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna, en die Here het aan haar gedink. By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en uitgeroep, sy naam is Samuel, van die Here het ek hom afgesmeek. En dan lees ons in 1 Samuel 2, Hanna se lofrede tot die Here, en dan aan die einde van die hoofstuk by vers 26, Samuel het groot geword, en die Here en die mense was hom goedgesind. En ek wil begin deur te sê, God begin altyd iets nuuts. Nes jy dink, hier loop alles nou vas, dan ontdek jy maar die Here het iets nuuts in gedagte. Nou Hanna, se leë baarmoeder, was simbolies gewees van die leegheid in Israel se lewe. Israel was moreel en geestelik leeg. Hulle was dor. Hulle het nie leiers gehad nie. Ons lees mos nou almal het gemaak soos wat hulle maar self goed gedink het. Hulle het nie 'n toekoms gehad nie. Hulle was die bespotting van die wêreld gewees, want hulle is dan nou die volk van hierdie groot God, en kyk hoe gaan dit met hulle. So hulle is bespot, net soos wat Hanna bespot was deur Penina. So Hanna met haar baarmoeder is simbolies van Israel se verval. En dan gaan sy na die Here toe. Sy gaan stort in die oog van hierdie storm wat sy beleef. Gaan stort sy haar hele hart voor die Here uit. Maar sy kan dit nie eers gesê kry nie. Ja, dis asof sy het nie meer krag hiervoor nie. Nee, sy prewel wat sy vir die Here wil sê. En dis liggaamstaal, gebaretaal wat sy gebruik om uit te druk wat die binne aangaan. Mens kan sê dit wat sy binne beleef het oorgekook buitentoe. En dan sien Eli dit, en dan dink hy sy is dronk. En dan sê sy nee, ek is net verskriklik hartseer. Ek is te neergedruk. Een Engelse vertaling sê dit so mooi, I am a woman deeply troubled. Dis vir my so mooi. A woman deeply troubled. En wanneer sy dit vir Eli sê, dan is dit asof die skille van sy oë afval, asof as hy 'n bietjie afgestomp geraak het, want hy sit heeldag daarso en hy ontmoet die mense en hy hoor hulle stories en hy help hier en hy help daar. Hy het al baie gesien, hy het miskien afgestomp begin raak.
Hy sou later heeltemal afgestomp raak, dit weet ons. En wanneer sy so met hom kom praat, dan dring dit dwars deur daai afgestomptheid, dwars deur die skille wat daar was. En hy besef, maar dis heilige grond waarop ek my nou bevind. Heilige grond. Hier moet ek nou vir myself vra, wat is die wil van die Here? En dan sê hy vir haar, nou maar skep moed. Mag God gee wat jy gevra het. Met daai woorde, mag God gee wat jy gevra het, bid hy eintlik saam met haar. En dis die wonderlike rol wat hy hier vervul. Hy hoor haar namens God en hy sê vir haar, die Here sal jou onthou. Hy onthou jou. En dan lees ons, en sy was nie meer bedruk nie. Dit is vir my pragtig om hierdie goeders te sien, waar sy was, en dan sê sy, na hy dit vir haar gesê het, sy was nie meer bedruk nie. En dan lees ons net daarna, en die Here het haar onthou, en aan haar gedink, en vir haar 'n seun gegee. En daarmee begin die lewe vir haar opnuut. Dit bring my by 'n volgende punt. God onthou en hy bring vir ons hoop. Kyk, die punt van hierdie verhaal is nie dat as jy hard genoeg en volhardend genoeg bid, jy weet dat jy die Here soort van amper al moeg gejaag het met jou gebed, dan gaan die Here vir jou gee wat jy wil hê nie. Dis glad nie waaroor dit hier gaan nie. Dit gaan nie daaroor dat ons te maak het in die gebed met 'n God wat altyd gereed is om vir ons hoop te bring. Hoop in ons vasgelooptheid. Ons lees van Samuel, hy het groot geword en gegroei in die guns van God en die mense. En dit is wat toe gebeur het. Samuel kom, toe maak hy hierdie groot verskil. Hy bring leierskap na die nasie toe. Hy help hulle om uit die morele moeras uit te kom. Hy help hulle om weer God te sien. En dan salf hy vir Dawid. Hy het die voorreg om vir Dawid te salf as die nuwe koning. En Dawid breek daar dan nou hierdie wonderlike era aan in Israel se geskiedenis. Kyk, waar was hulle? Leeg. En dan sê die Here, ek gaan iets nuuts doen. En dan kom Samuel en hy vertel vir ons, of hy bring vir ons Dawid saam met hom. Dit was so wonderlik geweest in daai tyd met Dawid, dat toe die volk later die ding begin besef, maar hier kom nog 'n Messias, 'n gesalfde, dan sê hulle, maar hy gaan groter as Dawid wees. Dawid is die benchmark. Maar God gaan 'n Messias stuur wat nog groter is. As ons aan hom hoop kry, dan gaan ons nog meer hoop kry in die ene wat gaan kom. Dis wonderlik. En so herhaal die Here dan dit alles weer in Jesus. Hier is 'n ding wat 'n mens nie raak lees nie. Ons lees nou hierso van die seun Samuel het groot geword en die guns by God en mense het gegroei. Dis wat Lukas ook sê van Jesus, né? In Lukas 1, dan gebruik hy min of meer dieselfde woorde. Hy sê Jesus het verstandelik en liggaamlik groot geword en in guns by God en die mense toegeneem. Wanneer Lukas daai woorde sê, dan weer klink hierdie ander woorde nog rondom Samuel. En 'n ander interessante ding wat ons ook nie raak sien nie, is dat in Lukas 1, wanneer Maria haar loflied sing oor God wat goed is, dan is dit geskoei op Hanna se loflied wat in hoofstuk 2 is, wat ons nou nie gelees het nie. Dit is asof Lukas later vir ons wil sê, dit wat gebeur het in die tyd van Samuel, was fantasties. Maar dit is nog niks in vergelyking met wat God nou in Jesus gaan doen nie. In hom kom daar 'n totale
draai in die geskiedenis. Nou sê ek, daar kom 'n draai in die geskiedenis en dan kan 'n mens nou dink, ja maar goed, die goed gebeur nou net op groot skaal met die groot dinge, maar vriende, dit gebeur met ons almal in ons lewe elke dag. Elke dag in elkeen van ons se lewe wil die Here vir ons in ons vasgelooptheid kom help. En ons loop ons pal vas in die lewe. Miskien 'n boelie by die skool of by die werk. Ek kom agter, daar's nogal baie boelies by mense se werke. Miskien is dit jou brose huwelik. Jy voel vasgeloop. Miskien jou sterwende of jou reeds gestorwe lewensmaat en al die hartseer wat saam met dit kom. En dat jy voel, my lewe kan nou nie regtig verder gaan nie. Een of ander swaard wat oor jou kop hang. Dalk voel jy nutteloos. Jou gesondheid is nie goed nie. Jy het oud geword, jy voel nie meer nuttig nie. Dalk is dit jou troeteldier wat gesterf het. Jy voel vasgeloop. Jy lees die koerante, jy luister die nuus en jy lees van al die korrupsie en die goed wat rondom jou aangaan en jy wonder nou maar waar gaan alles eindig. En dan sit jy nog met jou eie sonde ook, wat jou aankla. Jy is vasgeloop. En daai vasgeloopthede van ons is die Here almal teenwoordig. Jy kan jou nêrens in hierdie lewe vasloop waar die Here nie is nie. Hy's daar. Jy moet net jou nood na die Here toe bring. Stort dit net voor die Here uit, soos wat Hanna gemaak het. Kyk, sy het 'n paar opsies gehad. Hanna kon gesê het, jy weet, vir Penina en die ander wat haar gespot het, jy weet, gaan bars, jy weet, en vir hulle weggejaag het, sy kon vir hulle kwaad geraak het, sy kon gaan wegkruip het vir hulle, sy kon besluit het, ag, ten minste is Elkana lief vir my, dit is vir my genoeg, ek gaan nou nie verder gebodder wees nie. Sy kon sinies geraak en sy kon gesê het, ag, wat help het tog, jy weet, ek bid al so lank, ek kan maar net so wel ophou. Sy kon miskien gevoel het soos die titel van Irwin Shaw se een boek, God was here but he left early. Sy kon dit alles gevoel het, ervaar het. Maar Hanna het onthou. Hanna het onthou. En sy het haar hart by die Here gaan uitstort. Nou, ons sal baie keer voel, ja, dis nou goed, dit is goed, so, jy weet, maar ek het al so baie gebid oor goed en niks gebeur nie. Hoe seker is jy daarvan, dat niks gebeur het nie? Hoe seker is jy daarvan? Miskien het dit nie gebeur soos wat jy verwag het dit gaan gebeur nie. Miskien het dit nie gebeur met die spoed waarmee jy dit wou gehad het, of met die intensiteit wat jy wou gehad het nie. Maar iets het gebeur. Vriende, ek raak al meer oortuig daarvan, dat die grootste waarde van gebed, is dat ek wat bid verander. Maar daar is mos nou niks wat ek vir die Here kan sê, wat die Here nie al klaar weet nie. En ek gaan nie die Here sy arm gedraai kry, omdat ek het nou al 50 keer gesê het nie. Nee, die grootste waarde van gebed, is dat dit jou verander. Miskien bring dit vir jou troos, dis wonderlik. Miskien help dit vir jou, om net uit jou selfbeheptheid, en jou selfgesentreerdheid, uit te kom. Dalk help dit vir jou, om net oop te raak, oop te gaan, in die rigting van God, in die rigting van jou naaste, net 'n bietjie weg van jouself af. Dalk help die gebed vir jou om die groter prentjie te kan sien, dat jy al hoe meer van God se kant af na die ding begin kyk, dat jy perspektief kry, en baie keer as jy perspektief kry, dan kry jy ook berusting. Dis veranderinge wat by jou plaasvind. Dalk kry jy dieper insig in jouself,
dieper insig in ander mense, dieper insig in die lewe, selfs dieper insig in God. Miskien in hierdie feit dat jy jou broosheid voor die Here gaan lê en jou lot gaan bekla by die Here. Miskien gebeur dit dat jy sensitiewer begin word vir oplossings wat jy net nog nooit aan gedink het nie. Vriende, partykeer dan het ek die gevoel, hier waar ek nou is in hierdie plek waar ek nou bid, is dit asof dit 'n dun plek geword het. Die afstand tussen hemel en aarde is verskriklik dun. En dan voel dit of ek 'n God skouers skuur. En dis al genoeg. Net om te weet, die Here is so naby, so naby. Miskien beteken dit dat jy net meer bewus word van God se wil. So, moenie dink, gebed verander niks nie. Voordat jy kyk na al die veranderinge wat jy op gehoop het, kyk 'n bietjie wat het in jouself verander. Sodat jy nie meer so vasgeloop voel nie. Dat jy voel, daar is hoop. Maar vriende, dan moet ons bid soos Hanna gebid het. Nie sommer so, terloops in die verbygaan, maar met alle erns voor die Here gaan sit. Toegewyd, aandagtig, eerlik, ons wroging voor die Here gaan uitstort. Jaar na jaar lees ons van Hanna, volhardend, het sy aangehou om dit te doen. Soos daar van Abraham gesê word, net teen hoop op hoop, het sy ook bly glo, maar die Here hoor. En toe het Eli gehoor. Eli het die skille is van sy oë af, van sy ore, en hy hoor dit, en hy besef wat gaan aan, en dan gee hy vir haar die versekering, God het jou gehoor. Ek bid saam met jou, dat dit wat jy wil hê, wat hy nie weet wat dit is presies nie, maar dat dit sal gebeur. En dat sy nie meer bedruk was nie. Dat jy dan ook minder bedruk sal wees. Nou, het jy 'n Eli in jou lewe? Kyk, is 'n belangrike vraag, want mense is geneig om te sê, dis nou maar my probleem, ek moet nou maar daarmee voortsukkel. Ek bedoel, hoe gereeld gebeur het dat as mense by my kom om te gesels oor iets, dat hulle eers verskoning maak, dat hulle my tyd kom mors. As ek my maggies, waar val jy uit? Jy mors nie my tyd nie. Ons is saam hier op heilige grond. En ons moet saam hierdie stukkie pad van jou navigeer. Jy het nodig om na iemand toe te gaan, vir wie jy kan vertrou, vir wie jy kan gaan vertel, wat gaan aan hier binne in my. Iemand wat dan nie vir jou gaan sê, ag man, jy is dronk, of jy is laf, of wat ook al nie. Iemand wat gaan sê, ek hoor, en ek ken jou, en ek weet jy is opreg, ek bid saam met jou. Jy het so iemand nodig in jou lewe. Daai persoon kan natuurlik ook vir jou, as hulle opreg is, eerlik is, ook vir jou sê, jy weet my vriendin, ek dink jy moet 'n bietjie gaan kyk na jou motiewe. Dit klink vir my nie reg nie. En dan kan julle saam daarna gaan kyk. Maar jy het 'n Eli nodig in jou lewe, wat vir jou help, wat vir jou verseker, die Here hoor jou. En jy moet 'n Eli wees vir ander. Is jy vir ander 'n Eli? Bring my by die laaste punt. Vooruitsig en die toekoms. Hanna se leebaarmoeder was simbolies gewees van Israel se morele en geestelike leegheid.
Samuel sou die simbool word van hoop wat in daai omstandighede ingekom het. Vriende, ons moet vir onsself vra, wat is ons funksie as Kimberley Vooruitsig hier in Kimberley? Is dit nou maar net om lekker gesellig onder mekaar te wees en mekaar in die geloof op te bou? Of het ons 'n groter roeping om in ons opgebou wees uit te beweeg en 'n verskil te gaan maak en 'n verskil te wees in Kimberley? Dis tog waaroor ons nou die laaste tyd ook baie gesels en baie dink. Wat se vooruitsig bied Kimberley Vooruitsig vir Kimberley? Ons het 'n rol om te vervul. En ons moet dit gaan vra individueel, want die gemeente word opgemaak deur ons almal. En ons moet dit ook vra vir die gemeente self. Wat so vooruitsig bied ons vir Kimberley? Kry hulle 'n blik op God as ons in die omtrek is? Wat bied ons? Gaan ons soos Hanna fyn luister? Gaan ons soos Eli uit ons miskien afgestomptheid uitbreek en hoor wat die Here sê en daarop reageer? Intussen tot dit gebeur, dink ons aan Eli se woorde, die Here sal vir jou gee wat jy van hom afgesmeek het. Amen. Here, daar is sekerlik baie dinge wat 'n mens nou hier kan noem. Maar ons kom soos Hanna na U toe. En ons bid dat daar vanuit ons 'n nuwe geboorte mag kom. Dat U Gees vir ons die genade sal gee om Jesus in te dra in elke huis, in elke werkplek, in elke klaskamer, sodat Kimberley se hoop kan toeneem, dat ons 'n vooruitsig sal hê. En ons bid, Here, dat U sal gee dat hierdie versigtiging waar sal word. Want ons vra dit, glo ons, binne U wil, in die naam van Jesus. Amen. Goed vriende, ons gaan nou afsluit met die Ons Vader. 'n teken van ons afhanklikheid van die Here.
Dus die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en vir julle vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en vir julle genadig wees.